Goeiedag. Ons skriflesing by die troosdiens van Petra van der Merwe kom vanuit Psalm 8 vers 1 tot 10. Kom ons luister saam na die woord van ons Here. Ons skriflesing kom uit Psalm 8 van vers 1 tot 10. Julle kan dit volg ook daar in die blaadjie. Vir die musiekleier op Hagetiet, Psalm van Dawid. Here ons Heer, hoe magtig is u naam oor die hele aarde. U wat u luister bo die hemelruim vestig. Deur die mond van kleuters en suigelinge het u mag gevestig. Vanweë u teenstanders om vyande en braakgierige stol te maak. Wanneer ek na u hemelruim kyk, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat u gevestig het, wat is die mens dat u aan hom dink? 'n mensekind dat u aan hom aandag skenk? U het hom net minder as die hemelse wese gemaak. U het hom met eer en majesteit gekroon. U laat hom heers oor die werk van u hande. U het alles onder sy voete gestel. Al die kleinvee en beeste, ja, selfs die diere van die veld, die voëls van die hemel en die visse van die see, wat verbytrek op hulle roetes deur die oseane. Here ons Heer, hoe magtig is u naam oor die hele aarde. Dit is die woord van die Here. Geseënd is hy wat hierdie woorde hoor en daarvolgens lewe. Ons gaan fokus op hierdie woorde in vers 5, wat is die mens dan, dat u aan hom dink, 'n mensekind, dat u aan hom aandag skenk. En nie kinders, kleinkinders, geliefdes van Petra, in letterlik haar laaste oomblikke, van haar laaste oomblikke in haar lewe, kom Petra aan so baie dinge gedink het. Ook kon sy aan so baie skrifgedeeltes gedink het. En tog het sy hierdie woorde van ons teksverse, het sy begin en het verdieter geresiteer. Dis die mooi woord wat hy nie daarvoor gebruik, geresiteer. Waar haar hart en gedagtes op daardie oomblik, wat haar hart en haar gedagtes op daardie oomblik gevul het, is die woorde, wat is die mens dan, dat u aan hom dink? 'n mensekind dat u aan hom aandag skenk. U het hom net minder as die hemelse wese gemaak. U het hom met eer en majesteit gekroon. Petra het geweet, God dink aan haar. Nog meer. Hy skenk aandag aan haar en nog meer, dat hy haar kroon met eer en met majesteit. Dit het sy geweet. Die vraag is nou net, wie is Petra van der Merwe, gebore Nooi van der Walt? Dat God aan haar sou dink, dat hy enigsins aan haar aandag sou skenk. Nog meer, dat hy haar met eer en majesteit sou kroon. Jy sien, dit is van uiterste belang, dat ons in die lig van hierdie Psalm die regte antwoord op hierdie vraag moet kry. Want Petra het so aan hierdie waarheid vasgehou. Om enigsins getroos te wees, en nie geliefdes, moet ons die regte antwoord kry op die vraag, wie is Petra, dat God aan haar sou dink? Dat hy enigsins aan haar aandag sou skenk, en dat hy haar met eer en majesteit sou kroon. Jy sien, die regte antwoord op hierdie vraag gaan ons nie net ons enigste troos wees vandag nie, maar dit gaan ook die krag wees waarmee ek en jy vandag kan voortbeer, ook in ons eie geloofslewe. Ja, ons wat nog moet voortgaan en partykeer met seer, met moeite moet voortbeer. Maar in die heel eerste plek moet ons besef wie God is. Dawid sing, Here ons Heer, hoe
magtig is u naam oor die hele aarde. U wat luister bo die hemelruim vestig. Wat 'n woorde. Nou wat die omstandighede was toe Dawid hierdie Psalm gedig het, weet ons nie regtig nie. As ons daarop let dat hy in vers 3 praat van God se teenstanders, hy praat van sy vyande en van wraakgieriges, kan ons met goeie rede glo dat hy heel moontlik hierdie woorde gedig het net na 'n groot oorwinning op die slagveld. Heel moontlik was dit 'n veldslag waar alles teen Dawid getel het. Die oorwinning was teen alle verwagtinge. Dit was daai tipiese Dawid en Goliat situasie waar hy nie lewendig moes uitgekom het nie. Hy het nie 'n katse kans gestaan nie. Tog het God aan hom, Dawid, die oorwinning gegee. En miskien daardie aand, toe Dawid klein en swak voel, toe hy dankbaar opkyk na die sterre, bewus is van God se grootheid en sy eie kleinheid, sy eie nietigheid, toe laai God hom om hierdie gedig vir ons neer te pen. Ja, toe bring die Gees hom daartoe dat hierdie gedig vir ons neergeskryf is. As Dawid by God is en hy met God se grootheid aan die een kant oorweldig word en hy aan die ander kant sy troue liefde beleef, dan is dit opvallend dat hy spreek God aan as Here, my Heer. Ja, hy staan klein in verwondering voor die God, wat van ewigheid God is, wat tot in ewigheid God sal wees, maar wat sy kind omvou met beloftes van ewige liefde en trou. En hy gaan nooit verander daarop nie. Maar hy staan ook klein voor die God wat Heer, ons kan amper sê, baas is van sy skepping. Hy is in beheer van alles tot in die fynste besonderheid. Hy is ten volle in beheer. Niks betrap hom onkant nie. Niks of niemand ontglip sy aandag nie. Hy voer sy goddelike plan vir sy goddelike doel uit en niemand kan hom stuit nie. En die ganse skepping getuig van sy grootheid, sy almag, sy heerskap. Ja, van die verste ster tot die kleinste goggaatjie, sing dit uit, roep dit uit, God is in beheer. En hy is liefdevol in beheer, hy versorg, hy dra en hy koester. God se grootheid en almag is so in elke aspek van die skepping afgedruk, dat die psalmdigter in Psalm 19 ook kan sê dat nêrens hart of oor die skepingstaal nie hoor tot roem van God almagtig. As Dawid so bewus is van sy eie nietigheid, ook as ons in hierdie oggenduur klein en nietig, ons rus moet vind in die almag en die heerskap van God, hoe anderste is dat ons saam met Dawid kan sing, as ek o Heer, die nagtelike hemel daarbo aanskou, die tint en glans gewemel, hoe deur u toeberei die skugter maan met stille gang oor sterrevelde gaan. Hoe anderste dat wanneer ons so voor God se grootheid staan, dat ons by presies dieselfde hartsworsteling kom as waarmee Dawid sit as hy sê, maar wat is die mens? Dat u aan hom dink. 'n mensekind dat u aan hom aandag skenk. U het hom nie minder as 'n hemelse wese gemaak. U het hom met eer en majesteit gekroon. God se grootheid teenoor ons nietigheid is altyd oorweldigend. Maar wat meer verbasend en meer oorweldigend vir Dawid is die feit dat God hom met Dawid bemoei. Dat God aan hom 'n nietige sondaar aandag skenk en aan hom oorwinning oor sy vyande gee. Ja, God gee aan hom eer en majesteit. Soveel as wat die Bybel vir ons die heldedade van Dawid vertel, net soveel steek dit ook nie die sondes van Dawid weg nie. Ons ken Dawid se sondes met Batsheba, sy moord op Uria, die hele komplot
om 'n vrou te vat en haar man dood te maak. Die Bybel steek dit nie vir ons weg nie. Hoe kan die heilige en almagtige God enigsins kyk na 'n sondaar, enigsins aandag skenk aan 'n sondaar en aan hom soveel eer en majesteit gee, sodat Dawid kan sing, U laat hom heers oor die werke van U hande, U het alles onder sy voete gestel. Hoe word 'n nietige sondaar 'n mede-erfgenaam van alles wat aan God behoort? En dit is, alles behoort aan hom. En dit bring ons weer by die vraag uit waarmee ons begin het. Wie is Petra van der Merwe? Gebore as 'n nooi van der Walt, vir byna 60 jaar vrou van Henny, ma van kinders, 'n ouma van kleinkinders. Wie is sy dat God aan haar sou dink? Dat hy enigsins aandag aan haar sou skenk? Nog meer, dat hy haar met eer en heerlikheid kroon. As gelowiges het ons maar een troos. Dis hierdie enigste troos in lewe en in sterwe waarvan ons belydenis praat, waarmee God ons ook vanoggend vertroos, bemoedig en versterk, as hy ons opnuut daarop wys. God kom, en hy kom vestig sy mag, sy almag, deur 'n swakkeling. Dawid sing in vers 3, deur die mond van kleuters en saaigelinge het U mag gevestig. Ons kan dit ook vertaal met, het U 'n vesting opgerig, 'n plek waar mense wat bang is vir hulle vyand, 'n plek vir mense wat bang en benoud is, veilig kan voel en kan weet, maar hulle is veilig. Ja, deur swakkelinge vestig God 'n veilige skuilplek vir al sy kinders, sodat hy daar in daai veilige skuilplek na hulle kan kyk en fyn op hulle kan let en vir hulle alles gee wat hy aan hulle beloof. En nou is die opvallende en die belangrike, enkele dae voor sy kruisiging, net nadat Christus op die rug van 'n donkie Jerusalem binne gekom het 'n skare voor hom uitgeloop en hulle het gesing, Hosanna vir die seun van Dawid, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, Hosanna in die hoogste. Ons ken almal daai gebeure. En nie daarna het hy gegaan en hy blind is en hy krepeel is gesond gemaak, swak is en siek is het na hom toe gekom. En die kerkleiers en die volkleiers, ja, terwyl die woord Hosanna geëgo het, en die woordjie Hosanna beteken, verlos ons tog, terwyl dit weer galm, vra hulle vir Jesus, hoor jy wat sê die kinders? Dis dan, wat ons Here Jesus Christus, hierdie woorde van Psalm 8, op homself van toepassing maak. As hy die kerkleiers van destyds antwoord met, ja, het julle nog nooit gelees nie? Uit die mond van kleuters en saaigelinge het U lof vir U laat opklink, het U mag gevestig, het U 'n veilige vesting gemaak vir U kinders. Blindes, krepeles, nietige sondaars roep na Jesus, verlos ons tog. En Jesus sê, hulle besing die lof van God, want Christus is die swakkeling van wie hulle sing. Hy is die een wat op die punt staan om verag te word, maar deur wie se wonde daar vir ons verlossing gaan kom. Hy is die mens in wie God sy mag so gaan vestig, sodat elke kind van hom, hoe klein, hoe swak, veilig kan wees vir ewig. Eindelik, as Dawid hier van die nietigheid van die sondaar mens sing, vanaf vers 5 tot 7, as hy vra, wat is die mens dan dat U aan hom dink, 'n mensekind dat U aan hom aandag skenk? Is dit eintlik 'n verlange, 'n smagting,
na die mens, wat uitnemender is as al die engele. Die mens wat uitnemender is as die wet van Moses. Die mens wat die uitnemendste volmaakte offer as hoogste hoëpriester kon bring. Die mens aan wie God alle mag gegee het in die hemel en op die aarde, voor wie elke knie sal buig. Maar hy smag na die Seun van God wat sy hemelse heerlikheid moes verlaat, mens kom word, 'n slaaf kom word, onder ons kom woon het en aan die kruis moes sterf, sodat hy na sy opstanding uit die dood tot op die hoogste plek en eer verheerlik kon word, sodat God sy mag kon vestig in Christus. Enkele dae voor sy kruisiging bevestig Jesus dat hy God se mag as 'n swakkeling aan die kruis gaan vestig. Ook die apostel Paulus bevestig dit in 3 van sy briewe later. Ook die Hebreërskrywer in Hebreër 2 vers 5 kom bevestig hierdie waarheid, en dis een van die groot waarhede wat ons regdeur die Hebreërbrief kry. Die swakkeling wat uitnemender is as al die engele. Dis in hom wie God sy mag vestig. Dis Jesus Christus, ons verlosser. God het alles, maar alles onder die voete van Christus gestel, sodat elkeen vir wie die Heilige Gees vat, elke hart in wie hy 'n ware geloof vuur en dit daar vestig, dat hy elkeen vat en veilig inbring in daardie veilige vesting van God, waarin hy sy kind kan kyk en waar hy aandag kan skenk aan sy kind en waar hy sy kind kan kroon met 'n ewige heerlikheid. Ja, in hierdie lewe slaan God so op ons ag, dat niks met ons sal gebeur, as dit nie tot ons saligheid en ons verlossing sal lei nie. Ons Here leer ons selfs dat tot die hare op ons hoof getel is. Tot vandag is alles fyn bereken in sy beheer, en is hy besig om met elkeen van ons te werk, om ons te bemoedig en te versterk. En nie, jy het vir my gesê, en Dieter het dit nou weer vir my gesê, was dit Louis daar by die, voor ons ingery het, wat julle opgeval het in die hospitaal, is die vrede en die kalmte wat Petra in haar hart en haar gemoed gehad het. Soveel so, dat sy met die kinders en die kleinkinders kom praat, vir Dieter hierdie teksverse kon resiteer, is die vrede wat alle verstand te bowe gaan. En as ons weer by daai vraag, maar wie is Petra van der Merwe? Dat God aan haar sou dink, dat hy enigstens aan haar aandag sou skenk, en dat sy nou met majesteit gekroon kan wees. In sy groot genade het God 'n ware geloof in Christus in Petra se hart gevestig. En dit het haar sy kind gemaak, sy kind tot in ewigheid, tot in ewigheid. En dit is die vrede waarmee hy haar hart ook gevul het. En dit gaan ons verstand te bowe. Maar tog sien ons die lieflikheid en die skoonheid daarvan, van 'n hart wat gevul is met die vrede wat daar net in Christus is. Ja, die Here ons Heer, wie se naam oor die hele aarde magtig is, het haar met elke belofte wat hy in die Bybel in Christus aan haar gemaak het omvou. En is ook binne hierdie veilige arms waarbinne sy gelewe het, haar hele lewe deur, soos hierdie gedig wat julle ook gelees het, wat ons almal so goed geken het, die Petra wat ons geken het. Ja, God het haar onder sy aandag gehou en fyn na haar gekyk, want sy was syne. Nou is dit ons enigste troos, dat sy vir ewig in die arms van haar verlosser is. Want daarvoor het ons Here self gesorg. Maar die Here kom ook deur sy woord na elkeen van ons toe opnuut, om ook
in ons harte hierdie krag te wees. Om ons ook by die hand te lei, miskien as ek nog dink, maar daar's dalk ander dinge waarin ek my hoop en my troos kan vestig. Kom maar juis ook vandag, maar kom opnuut en ons vind ook ons vrede, ons kalmte in Christus. En miskien sal jy vra, maar wie is ek? Wie is ek? Is 'n nietige mens. Christus die swakkeling het reeds in ons plek gesterf, om God se mag te vestig, om daai veilige skuilplek te vestig. En Christus sê ook, maar kom na my toe. In lewe en in sterwe is ons veilig. Amen. Kom ons bid saam. Here ons Heer, hoe magtig is U naam oor die hele aarde. Ja, U wat U luister, U heerskappy bo die hemelruim vestig, van die verste ster tot die grootste natuurkrag, is maar alles deel van U handewerk. Ja, wanneer ons na die skepping in die hemelruim kyk, die werke van die vingers, die maan en die sterre, al die dinge wat U gevestig het, wat is ons as mense, dat U aan ons dink, dat U selfs op 'n dag soos hierdie, ons elkeen kom vertroos met die goeie nuus van die kruisevangelie. Jesus Christus, ons verlosser. Dankie Here, dat ons, terwyl ons so bewus is van ons eie kleinheid en nietigheid, kan weet U is hier. Dankie vir die troos wat daar net in Christus is. Mag ons altyd U lof besing. Mag ons altyd U naam groot maak. Maar wil U ook deur die Gees kom, dat ons juis ook in hierdie tyd krag sal put by Jesus Christus, ons veilige vesting. Gee ons die geloof om ons omstandighede reg te verstaan, dat ons ook kan voortbeer, elke dag tot U eer. Vader, dankie vir Petra, 'n vrou, 'n ma, 'n ouma, 'n suster in die geloof, iemand wat vir ons elkeen so 'n voorbeeld was. Dankie. Dankie dat sy haar lewenspad met ons elkeen kon deel en soveel mooi in ons lewens ingebring het. Ons doen voorbidding, en in besonder vir Henny, kinders, wil U self in hierdie tyd hulle omvou met U genade en met U liefde. Mag hulle U op 'n besondere manier ook in hierdie tyd beleef, ja, en ook in verwondering staan hoe U na hulle kyk en hoe U aandag op hulle vestig. En mag ons na alles met groot en met dankbare harte U loof en prys. Ja, Vader, dankie dat ons in ons seerste oomblikke U liefde kan beleef en geniet. Here ons Heer, hoe magtig is U naam oor die hele aarde. Dat U vir ons in Christus 'n veilige vesting skep, 'n ewige koninkryk. Dankie daarvoor. Dankie vir al die liefde wat ons in hierdie tyd kon beleef, elke mooi boodskap, elke drukkie, elke hand wat kom help en nader staan, in alles kan ons net U lof besing. Ja, Vader, aan U kom toe die eer, die lof en die dank van ons harte tot in ewigheid. In Jesus naam.